Ons is by die 33ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 7. En na hierdie ding het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig, en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes, uit al die stamme van die kinders van Israel, uit die stam van Juda 12.000 verseëldes, uit die stam van Reuben 12.000 verseëldes, uit die stam van Gad 12.000 verseëldes, uit die stam van Aser 12.000 verseëldes, uit die stam van Naftali 12.000 verseëldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseëldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseëldes, uit die stam van Levi 12.000 verseëldes, uit die stam van Isaskar 12.000 verseëldes, uit die stam van Sibilon 12.000 verseëldes, uit die stam van Josef 12.000 verseëldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseëldes. Na hierdie ding het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme, en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon van die Lam, bekleed met wit klere, en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. En hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê: Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My Heer, U weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom het hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy het op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Die evangelie is die wonderlike boodskap dat God in Christus Jesus ons die saligheid gee en dit moontlik maak. Jesus Christus is reeds voor die grondlegging van die wêreld uitverkies om ons tot God te bring, Efesiërs 1 vers 5. Hy is daarom die Lam van God, nog voor die berge gebore is of die son die eerste keer opgekom het, 1 Petrus 1 vers 20. In die volheid van die tyd het God die Vader sy Seun uitgestuur na hierdie wêreld, Galasiërs 4 vers 4. Hy is gebore uit 'n maagd, uit die Heilige Gees, Matteus 1 vers 18. Net Jesus, wat sondeloos volmaak is, kon die Lam van God wees. Baie het oor die jare aan kruise gesterf, maar net een was sonder sonde en het so die middelaar geword tussen God en mens, 1 Timoteus 2 vers 5. Ons sonde en ongeregtigheid skei ons van die heerlikheid van God, Romeine 3 vers 23. Niemand is sonder sonde nie. Dit is 'n aaklige toestand waarin elke mens gebore word, Psalm 51 vers 7, Romeine 5 vers 12. Ons is van nature kinders van die toorn, Efesiërs 2 vers 3. Ongehoorsaamheid en losbandigheid is nie ons
tweede natuur nie. Dit is ons eerste natuur. Hierdie natuur is verdorwe en altyd geneig tot die kwaad om agter die vuil en drek van die wêreld aan te loop, 1 Petrus 1 vers 4. Selfs al probeer ons iets goed doen vanuit hierdie donker duistere hart, bly dit in God se oë soos 'n verwegwerplike besoedelde kleed, Jesaja 64 vers 6. Die geregtigheid wat ons God aanbied is soos 'n wit rok of 'n wit hemp wat op uiteindelik gebraak en bevlek is. Sonde het ons radikaal verdorwe om niks aan ons eie reinheid voor God te kan doen nie. Niks kan hierdie smet wegneem, wegwas, buiten die bloed van Jesus Christus nie, Kolossense 1 vers 2. Hy het deur sy kruis die skuldbrief teen ons uitgedelg, Kolossense 2 vers 14. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, Jesaja 53 vers 5. Aan die kruis het hy die dierprys betaal, die prys van sy lewe vir ons ewige lewe, 1 Korintiërs 6 vers 20 en 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Wie daarom die Seun het die lewe, 1 Johannes 5 vers 12. Sy kruisdood is uiteindelik dit wat vir ons die lewe bring, maar hy is opgewek deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons ook saam met hom kan lewe as ons saam met hom gesterf het, Romeine 6 vers 4 tot 5. Dit is hierdie kosbare evangelie wat die krag van God tot redding is, Romeine 1 vers 16. Dit is hierdie boodskap wat die saad in ons hart blaas, wat in staat is om ook ons siele te red, Jakobus 1 vers 21. Jesus het nog nie klaar siele gesoek nie, soos wat ons lees hy doen in Lukas 19 vers 10. Hierin lê die genade van God aan die rebelse, goddelose mensdom. Die bruid is op hierdie stadium, Openbaring 7, reeds weggeneem om met Christus te wees. Die wat op aarde agterbly, is hulle wat ongered is met die blaas van die laaste basuin. Natuurlik, wanneer die opstanding van die liggaam plaasvind, 1 Korintiërs 15 vers 52. Tog is God se genade steeds beskikbaar om sondaars te red. Geen mens verdien die saligheid nie, maar 'n mens kan nie help om te voel dat hulle wat na die wegraping nog 'n kans kry, voorwaar begenadig word. Openbaring 7 is daarom 'n hoofstuk van God se groot genade. Dit is 'n hoofstuk wat spesifiek tussen die 6de en die 7de seël deur die inspirasie van die Heilige Gees geplaas is om aan ons te dui dat God in die verdrukking 'n reddingsoperasie-plan het. Dit mag voorkom, soos die seëls gebreek word, dat God genadeloos op die bewoners van die aarde in wraak losbars, maar die goue lyn van God se genade moet nie uit die oog verloor word nie. Met die oopbreek van die 7de seël sal daar groot oordeele oor die bewoners van die aarde kom. Ek glo daarom dat hierdie 7de hoofstuk strategies reg geposisioneer is as 'n parentese om aan ons aandag daarop te werp en te fokus, dat terwyl al hierdie oordeele op aarde aan die gang is, tussendeur siele steeds gered sal word. Ja, baie sal hulle harte verhard, maar 'n groot menigte sal ook gered word in die 7 jaar van groot verdrukking. Dit is die genade van God wat steeds beskikbaar is. Openbaring 7 word in 3 bewegings opgedeel. Die eerste wys ons op die komende verwoesting wat met die breek van die 7de seël sal plaasvind, maar dat daar eers 'n verseëling van Israeliete moet plaasvind. Die tweede is die verseëling van die 144.000 Israelitiese evangeliste en die derde is die vrug van hierdie evangelisasie veldtog. Dit is ook belangrik om te sien dat daar nie net die bewegings is nie, maar dat hierdie 3 tonele op verskillende plekke afspeel. Die eerste wat ons gesien het of sien is engele wat in soveel woorde tussen die hemel en die aarde is. Hulle is in die lugruim, in die atmosferiese hemel. Die tweede beweging van die hoofstuk speel op aarde af, waar die evangeliste verseël word. En dan die derde is in die hemel, waar die vrug van die evangeliebedienaars opgemerk word. Openbaring 7 is daarom op aarde, in die lug en
in die hemel. Ons is by die 44ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 7 en wel net die eerste 3 verse. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Hierdie 3 verse wys ons op die komende verwoesting. Daar is 'n definitiewe radverwisseling tussen die 6ste en die 7de seël te bespeur. Die breek van die 7de seël sal sulke katastrofiese rampe tot gevolg hê, dat daar vir omtrent 30 minute geen geluid in die hemel gehoor sal word nie, Openbaring 8 vers 1. Ons het reeds vasgestel dat die hemel 'n bedrywige plek is. Daar is voortdurende beweging en aksie rondom die troon van God. Vir millennia na millennia besing die serafs en engele God se heiligheid rondom sy troon, Jesaja 6 en Openbaring 4. Ewe skielik sal daar 'n doodse stilte wees. Dit is heeltemal vreemd. Dit is voorwaar die stilte voor die storm. Ons vind weer die uitdrukking na hierdie dinge in vers 1. Na die breking van die 6ste seël is dit asof die engele nou in posisie kom vir alles wat met die breking van die 7de seël gaan plaasvind. Die eerste 6 seëls was gebeure sonder die diens van engele, maar die blaas van die pasuine en die uitgiet van oordeelskale wat met die breking van die 7de seël plaasvind, is alles deur die diens van engele. Hulle is trouens dienende geeste wat in God se diens staan, Hebreërs 1 vers 14. Daar is geen boek in die Bybel wat ons so baie van engele leer as die boek Openbaring nie. Hier is 4 engele op die 4 hoeke van die aarde met die 4 winde in hulle hande. Dit is 'n duidelike beeld dat God, wat mag het oor die wind, Markus 4 vers 31, sy engel uitgestuur het om die reën van die aarde weg te neem. As daar geen wind waai nie, sal daar ook geen reën op die aarde val nie. Geen geritsel van blare sal gehoor word nie. Nie een enkele koel aandwindjie na 'n lang warm dag sal beleef word nie. Geen namiddagreënbui, geen geelperske reënval, geen water uit die hemel om mee te boer nie. Niks, nie 'n druppel reën sal val nie. Dit is nie vreemd aan God se oordeele nie. Hy het in die tyd van die goddelose Agab die sluise van die hemel vir 3,5 jaar gesluit. 1 Konings 17 vers 1 en Jakobus 5 vers 17. Sou ons onsself met die breking van die 7de seël ook in die middel van die verdrukking bevind, dan is dit ook so met die goddelose antichrist, dat God vir die laaste 3,5 jaar ook nie reën op die aarde sal gee nie. Dit sal aanleiding gee tot die verdere hongersnood en bevestig dat die antichrist wêreldkosvoorrade sal gebruik tot sy voordeel en manipulering van die mensdom. Openbaring 6 vers 5 tot 6. Dit is nodig om op te merk dat 'n 5de engel ook sy verskyning maak in hierdie hoofstuk. Hy roep tot die 4 wat gereed staan om die aarde en die see te beskadig en net eers te wag. Let op dat dit is aan hulle gegee om die aarde en see te beskadig, Openbaring 7 vers 2. Dit wys ons op die onderdanigheid aan die wil van God en dat hulle net God se wil uitvoer. Daar sal definitiewe skade op aarde berokken word met geen wind nie. Met die wêreld wat
na sonkrag en windkrag beweeg, sal daar met hierdie natuurlike hulpbronne geen elektrisiteit opgewek word nie. Die son sal reeds swart geword het soos 'n harige sak tydens die breek van die 6de seël. Dit verwys na die son wat aangetas word. Somtyds hitteuitbarstings, ander kere word die son afgedraai, dat daar totale duisternis op aarde is, en nou word die wind ook teruggehou. Hierdie 5de engel kom dan met die seël van die lewende God, om 144.000 mense te verseël, voordat die 7de seël gebreek word. Maar ons sal môre verder gaan met 'n studie uit die boek Openbaring. Ons is besig met die 35ste voorlesing in die boek Openbaring, en ons lees Openbaring hoofstuk 7 van vers 1 tot vers 8. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God, en hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is, om die aarde en die see te beskadig, en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda 12.000 verseëldes, uit die stam van Ruben 12.000 verseëldes, uit die stam van Gad 12.000 verseëldes, uit die stam van Aser 12.000 verseëldes, uit die stam van Naftali 12.000 verseëldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseëldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseëldes, uit die stam van Levi 12.000 verseëldes, uit die stam van Isaskar 12.000 verseëldes, uit die stam van Sibilon 12.000 verseëldes, uit die stam van Josef 12.000 verseëldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseëldes. Ons lees in hierdie verse natuurlik van die 144.000 verseëldes. Openbaring is die boek wat ons wys dat God in die eindtyd sy beloftes oor Israel sal vervul. Openbaring 7 verduidelik hoe God hierdie plan gaan laat ontvou. Israel in die eindtyd loop hand aan hand. Ons lees die heel eerste keer van Israel in Openbaring 1 vers 7, waar die tema van die boek aangekondig word. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Die geheime boek van die hemel, Daniël 10 vers 21, wat verseël is met 7 seels, wys ons veral op die plan wat God met Israel het aan die einde van die dae, Daniël 12 vers 4. Daniël 10 vers 14 sê, en ek het gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Daar is ongelukkig die dwaling van die vervangingsteologie wat die ronde onder ons Afrikaanse kerke doen. Hulle vervang 'n letterlike waarheid dat Israel die volk van God is met 'n geestelike boodskap. Oral waar jy Israel en die beloftes aan haar lees, moet volgens hulle die kerk ingelees word. So verklaar hulle die volk van God uit die eindgebeure uit. Het God sy volk verstoot? Hierdie selfde vraag word deur Paulus gevra, wat ook geantwoord word met nee, stellig nie. Romeine 11 vers 1. Ons leer dan in die boek Romeine dat God sy volk tot bekering sal lei, Romeine 11 vers 26. Dit is ook deur die profeet Sagaria vooruitgesien. Sagaria 13 vers 8 tot 9 sê, en in die ganse land spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Dan sal ek die 1/3 deel in die vuur bring, en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Here is my God.
Die verseëling van die 144.000 is daarom deel van God se raadsplan om Israel te herstel. Israel is die klei in die hand van die pottebakker, Jeremia 18 vers 6. Hy sal dan voor sy wederkoms hulle 'n voorwerp tot eer van sy naam maak. Let op dat hierdie 144.000 Israeliete voor Jesus se wederkoms is. Hulle is nie vanuit die sewende dag Adventiste, die Jehova Getuies of die Mormone of enige ander hedendaagse sekte nie. Hulle is uit Israel geneem om as diensknegte van God te wees, Openbaring 7 vers 3. Sy volk wat teruggeroep word na hom. Twee name ontbreek egter uit die lys van stamme wat genoem word in vers 5 tot 8, Dan en Efraim. Sommige beweer dat die antichrist uit die stam Dan sal kom op 'n uiteindelik waninterpretasie van Jeremia 8 vers 16. Hierdie vers leer nie dat die antichrist uit die stam Dan kom nie, maar Dan was die heel noordelike stam van Israel en dat die geluid van perderuiters vanuit die noorde reeds gehoor kon word. Selfs al sou dit waar wees, los dit ons steeds met Efraim wat ontbreek. Daarom is die enigste moontlike verduideliking is dat Dan en Efraim twee stamme is wat voorlopers in afgodediens was. Dat vanaf Dan en Efraim al die verleiding die volk binnegekom het, Rigters 18 vers 16 tot 19, 1 Konings 12 vers 28 tot 30, Hosea 4 vers 17. Tog word Efraim nie totaal uitgesluit nie, maar word as Josef genoem in Openbaring 7 vers 8. In Openbaring 14 leer ons bykomende inligting van hierdie verseeldes. Wat hier egter belangrik is om te verstaan dat hulle diensknegte van God sal wees. Dit wys ons op die evangelie taak wat hulle het. Die verseëling waarmee hulle verseël is tweeledig. Eerstens, dat hulle verseël sal word met die Heilige Gees in 'n dispensasie soortgelyk aan die periode voor die uitstorting van die Heilige Gees, weet ons dat die Heilige Gees hierdie groep sal verseël, soos Efesiërs 4 vers 30. Tweedens, hulle is deel van die groot verdrukking en sal ook beleef wat ander mense beleef, soos die son wat oormatig brand. Dit gesê, weet ons dat hulle verseëling hulle teen sekere oordeele en wraak sal beskerm. Openbaring 9 vers 4. Ons sal môre voortgaan met ons voorlesing uit die boek Openbaring. Ons is by die 36ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 7 vanaf vers 9. Na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan onsse God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy
en hulle na lewende waterstrome lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Verse 9 tot 17 wys ons op die evangeliebediening se vrug. Vers 9, neem ons terug na die hemel. Soos ons in Openbaring 4 en 5 die hemel beleef het, so is ons nou weer daar om te sien wat Johannes gesien het. Hy sien 'n ontelbare skare. Hierdie skare is bloedgewastes, met wit klere en palmtakke in hulle hande. Die gebruik van palmtakke kom uit die Ou Testament. Met die Hittefees moes hulle vrugte en palmtakke neem en vrolik wees voor die aangesig van die Here. Levitikus 23 vers 40. Die Hittefees was 'n heenwysing na hulle vreemdelingskap in Egipte en dat God hulle met 'n kragtige hand daar uitgelei het. Die Hittefees het daarom van God se verlossing gespreek. Daarom dat hulle Jesus as Messias ook met palmtakke tegemoet geloop het toe hy Jerusalem binnegekom het, Johannes 12 vers 13. Hulle het uitgesien na die verlossing, alhoewel van die Romeinse oorheersing en nie van wat die kruis vir hulle sou bring nie. Die palmtakke daarom in Openbaring 7 vers 9 wys op die blydskap en vreugde wat hierdie skare gehad het oor hulle verlossing. Vers 14 bevestig wie hierdie groot menigte skare is. Dit is hulle wat gered en verlos is in die groot verdrukking. Daarom die palmtakke van blydskap in hulle hand. Anders as in Openbaring 5, waar Johannes die kerk in die hemel gesien het, die wat gered is voor die wegraping, sien hy nou die wat uit die groot verdrukking kom. Net nog 'n bevestiging dat daar wel mense gered sal word in die groot verdrukking. Ons sien dat hierdie martelare erge dinge op aarde beleef het in vers 16. Honger en dors en ook die son wat hulle bygekom het. Maar dat God nou sy beskerming oor hulle verleen soos 'n tent wat hy oor hulle span. Openbaring 7 vers 15. Ons verstaan ook dat hulle groot berou het oor die feit dat hulle Jesus nie aangeneem het in die genade tydperk nie, maar eers nadat die wegraping plaasgevind het. Ons sien dit in die waarheid dat God hulle trane sal afvee en hulle sal laat wy en lei na lewende waterfonteine, vers 17. Dit is natuurlik Jesus wat die eerste keer die woorde groot verdrukking gebruik het in Matteus 24 vers 21. Dit is dan in hierdie selfde konteks dat Jesus ons leer van die groot evangelisasie veldtog in die groot verdrukking. Matteus 24 vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Ons vind ook in vers 10 en 11 iets van hulle aanbidding teenoor die lam. Hulle het nie 'n spesifieke lied wat hulle sing voor die ander verlostes nie, of soos die ander verlostes nie, maar hulle roep steeds uit, heil aan onsse God, wat op die troon sit en aan die lam. Hierop deel die engele, ouderlinge en 4 lewende wesens in die aanbidding deur op hulle aangesig te val en God te aanbid. Ons sal volgende keer voortgaan, dan lees ons Openbaring hoofstuk 8.